Goeiedag. Nog 'n Angola memory wat ek wil deel. En hierdie was hier in Januarie 88. Daar voor op die front. Ons is besig met 'n battle. Nou hierdie een spesifieke battle was ek agter by die ammunisietrok. Ek was die pelotonsersant vir die ratel 81s. So ons het 8 ratels gehad, 8 ratel 81, ratels met 81 mm mortiere gemonteer op. Dan het ons 2 command vehicles gehad en die bevelvoerder se vehikel wat voorgery het wat die vuurleidingbevele gedoen het. En dan agter, bietjie so 'n kilometer agter hulle die ratels gestaan, geomplooi waarvanaf hulle die mortiere geskiet het. Maar vir hierdie spesifieke battle was ek die dag agter by die ammo trok, by die wittings, die aanval. So, al die ammo trokke, ons is so 1,5 kilometer agter die veggroep, onder die bome gepak, besig om foxholes te grou. Ons sit daar so, en dan luister ons die fight op die radio. So, wanneer ons roep om te kom inbring, om te refill, ammunisie aan te vul, en dan ry ons nou in. Maar nou is ons besig, nou jy weet daar is Unitas saam met ons gewees. So die Unitas is besig om 'n gat te grou. En dis mos seesan, so het gaan lekker vinnig. Nou grou hulle vir ons 'n community foxhole. Jy het 'n groot gat waar ons almal kan insit. Elkeen het nie sy eie foxhole nie. Want ons wil by mekaar sit en kuier, jy weet, en sit ons en wag. Hulle is nog besig om te grou, die een Unita ou. Redelike groot gat al. Volgende oomblik het die Vaplas multiple rocket launchers, rockets geskiet in ons rigting, so wat hulle gedink het ons is. En hier kom daai flip en pyle op ons af. Dis die onaardigste klank wat ek in my lewe gehoor het, as jy in die ontvangkant van die pyle is. Want voor aan die neus, aan die pyl, het hy ringe op, trekringe wat die afstand help. En dit maak 'n klank om te help met die trek. Dit maak so onaardige snaakse klank. Al wat jy hoor, wow, kom my goed hier aan. En dan plof in die lug mos, dis ligpaas. Gelukkig is daar baie bome. Daai goed begin ontplof hier bo ons, doef, een daar, een die kant, want hulle het 'n patroon wat hulle ontplof om 'n hele area te dek, en dit skiet net skapnel onder toe. Die goed begin hier bo kom ons ontplof. Almal duik in daai foxhole in. Door die Unita ou wat grou, hy's onder. Ons almal lê langs hom en bo op hom. Ek is heel bo op die hoopie. Ek kan net so op die grond gaan lê, want ek lê bo op die hoopie, want dit is die foxhole, maar ek steek so hoog uit. Ek is seker 2-3 mense, as jy plat lê, hoger as die grondlevel. So ek net so op die grond gaan lê, maar is dit nog veiliger gewees, maar jy lê ons in 'n klomp, toef, toef. En jy kan nie glo die skok. Daai skokgolwe wat hulle maak, dit effekte jou kop, jy kan dit voel in die binnekant van jou kop. En die vibrasie in jou lyf. Koef, koef, gaan nie goed af, al om ons. En jy hoor nie toe gaan die skapnel teen die takke hier bo ons. Stukke takke val hier by ons. Maar nie een skapnelstuk kom deur en tref ons op die grond nie. Dit is seker deur hier langs, so jy kan nie sien nie. En na, ek dink daar was 10 pyle op ons geskiet. Na die verby is, hier raak het stil. Hier staan ons op. Jy sien, hier begin almal te lag oor hierdie storie, seker maar van die skok of iets. Maar daai Unita wat onderin was, hy kom uit, hy was half onder die sand, want die sand het weer ingeval. Hy kom maar uit, maar hy moan in Portugees. Ons weet nie wat hy sê nie, maar hy moan. Ons sê vir man, hoop moan, jy was die veiligste, jy was onder ons almal gewees. Maak ons graad verder, as het ons verder luister. So, vir die dag was dit nou die interessante ding vir ons. Dit was eintlik die enigste aksie wat ons gesien het daar agter. En eventually later die aand, laatmiddag, toe word ons geroep om in te gaan, om bietjie mortiere aan bomme aan te vul vir die ratel 81s. So ons ry net nader, dan kom hulle uit en vul aan. Dit was die eerste keer, en die enigste keer wat ek agter by die echelon trokke was, die voorsieningstrokke vir die kom. Die res van die tyd was ek op die voorfront, want ek was by die bevelsratel saam met luitenant gewees. Maar ek sal daai klank nooit vergeet wat daai pyle gemaak het, en daai dag se gebeurde nie. Ek ryk dit nog, hy kruit. Baie dankie.